Alright, let's start the party. Ons is hier zo. Ons is terug op die brug. Vol energie, uitgerus, dik geëet, alles daai goedjies. Ons is terug in as episode 63 van die Vermaak en Praat podcast. 'n Podcast waar jy vermaak en waar ons lekker saam praat. En ons in die Weskus waar alles baie lekker is. Nee? Hoe gaan het met my co-host voor het begint? Hoe gaan het met julle? Is nou die hoogste dag van die nuwe jaar, die 11de dag van die nuwe jaar. Hoe is die 11 dae sover gewees vir julle van die nuwe jaar? Ek gesien baie julle al klaar gepost al. Die jaar net kom en gaan. Die net kom en gaan my bro. Because my bro, as jy mooi aan dink, nee. As elke jaar is dieselfde ding. A repeat and a repeat and a repeat. Ons is klaar met December, klaar met January se happy boom, wie van vooraf. January maand, February maand kom, die 14de February Valentine's Day, ons weer baie dinge se. Dan kom Easter, weer baie dinge se. Verstaan jy? So alles is maar 'n repetition elke jaar. So doen ek sê die jare maar net kom en gaan my maaseken. Maar sover, op elke dag, ek gaan goed. Ek het vir myself gesê ek wil meer swem die jaar. Vis. Mos my bra, ek is 'n uitgegroeide snoek. Verstaan jy? So, en ek wil het align die swimming met having fun in life. Verstaan jy? Want as jy foto's sien en jy sien mense gaan op vacation, is altyd, beach life en swimming en Looks nice, ja. Young life. Hy is jy by die beach. En ek is by die Heel beach. jaar. Hele jaar, elke Come on. dag. Looks nice, yeah. And how are you? How is your 11 days so far in this new year? As a published author. Very nice. Let's go! Clock it! Ja, Clock it! joh. Zo gaan het. Baie goed. Ek was vanoggend vir die eerste keer by 'n visser gedenkdiens of wat nou mens dankbaarheidsdiens in Leiplek. En dit was goed om uit te wees. Dit was nice om het te experience. En net die jaar af te skop met dankbaarheid en ons kan regtig net die Here dankie sê dat ons almal nog hier is. Ons het verskriklike baie ongelukke gehad hierdie afgelope tyd en prominente mense verloor. So ja, God is good. En ek wil ook sê, Lords, we should love more closer to God, anders as jy God opgebring het. En ek sê vir my bra, ek dink die jaar my bro moet ons meer nader aan God beweeg. Verstaan jy? En ek hoor baie mense, en even myself as mense wat dit gesê het back in the day, then we look at our lifestyle and we look at the things which are not perfect and I says, nee, maar ek kan nie. Verstaan jy? Because that and that is nog nie reg. Maar die Here sê, kom soos hy is. Verstaan jy? So if we can live closer to God, my masekend. En ek wil iets gevra het, Leiplek, jy praat van Leiplek. Hoekom is die naam Leiplek? As dit amper soos 'n ding, as mos 'n vissersdorp, as dit waar die vis op gelei het. Seker maar. Hoekom? Ek weet nie, ek sal 'n bietjie navorsing doen oor dit. Maar dit was by hulle hawe gewees. En wat nice was, nee, 5 kerke of 5 denominasies in Leiplek hanteer die eerste diens. So dit is interkerklik. En ek het so geluister na die dialek van elke dominee of pastoor of wat. En 'n mens kan hoor as iemand 'n verhouding met die Here het. En die een pastoor of dominee wat die diens gelei het altyd of uit begin met my broers en my susters, hy het dit so uitgedruk. En ek wil nou nie kalle hier inbring nie, but daai was vir my so beautiful, want die meerderheid wat daar was mos nou maar our white people. Maar hoekom ek wou gegaan het is, ek het gesê die jaar wil ek regtig meer cultural wise verstaan wat in die Weskus aangaan en die vissergemeen community verstaan en kyk hoe ek bietjie kan skryf oor hulle. Nice, ja. History is baie belangrik. True. Ek dink was al die request, né? Ek dink van die mense van Paternoster, daai vissermanne also, ek dink om hulle 'n bietjie hulle te besoek en te interview. So hopefully we can do that. Gaan 'n goeie begin is. Ek love die intro, Brother Jules. Definitief, dink deze jaar wat 'n man nader aan God beweeg. Stem saam met ons u. Dis 'n jaar wat 'n man meer cultural moet intap en regtig leer
in die agtergrond verstaan van sekere dinge. En dit gaan net die generasies baie help. So, hoe was julle festival geweest? Geen meer festival, die keer wat jy my was jy festival geweest? Geniet julle dit nog? Som van julle is nog op vakansie. Don't follow my eyes, but now. Is it? Yes. Wow. Is my peer. Is jou peer, ja, so peer. Nou maar sê ek het my bro. So sê wat dit. Ja. Nee. So was die festival julle geweest? Honestly, die jaar of verlede jaar se festival was net nie vir my. Mykonos se liggies of se fire. Ek kan nie oor kom nie. I was very upset. Vir R100 wat 'n mens moet betaal het vir Ek het regtig geweet. fireworks, but it wasn't firing. Het jy al betaal? Vir ingaan, hè? Ek was nog nooit daar, maar ek gehoor jy moet soveel betaal mee bro. Was jy al keer so geweest? Ek weet nie. Ek het regtig waar ek het gedink dat jy moet Ek betaal. wil verstaan wat is die purpose? Maar as ek jou maar net om te regulate die tipe persons wat daar inkom ook, want onthou baie en ons het al gesien al by baie gatherings ook. Mense drink ook, verstaan jy? En ek sê nie jy moenie, maar mense drink en loods ek dink seker maar verstaanbaar vir 'n private plek wat dit wil doen. Aangesien mense mos nou ook bekleed in history en bier bottles word gegooi en dinge so hulle wil try seker maar regulate, what as jy inkom moet jy seker maar as jy gejaal dit dan gaan jy nie aangaan nie, dis seker maar 'n mindset. As jy dat betaal, as jy betaal. Wow. Maar hoe was het die experience? Vertel ons hoe was het Honestly, it is vir my okay, as ek praat nou van 'n background wat al fireworks gesien het. Daai was like So was pop fireworks. Jy Mykonos jy moet reg gooi om. No, vir my was dit wat As jy iets om uit te skryf. Ja, ek het nie gesien wanneer ek was gescam. But normally elke jaar so ek nou is in die Weskus. Dan sien ek mos nou ek weet nie hoe jy dit voorgedoen is, maar almal kom af by die restaurant toe. Na het restaurant toe dan wil die fireworks kyk of ek weet nie of hulle voor miskien die 4 week afgeskiet het hier by Pearl se voor restaurant, by my restaurant. Maar almal kom maar daar en kyk hulle mos nou na Mykonos om te kyk die fireworks. Maar nou die was jy mos bietjie dik geweest. So hulle was nie. Hulle was daar geweest, maar jy kon niks sien nie. Sy mamma met jou liggetjie maar nou daar gestaan het. Maar elke jaar gebeur het, verstaan, en dis kom baie mense in Mykonos toe gaan, maar ek weet nie. As ons ICC was daar geweest, ek was nog nie haper as binne geweest om te voel. En seker my feeling van 5, 4, 3, 2, 1 en van ek dink nou met myself, wat is die hoe-ha van die goede daar sien en dinge, verstaan jy, is dit wat is die jy jou nuwe jaar gespandeer in die bed. In die bed. Jy opstaan tussen die nuwe jaar. Dis hoe ek wakker geskrik het my broer Lots. Ek slaap en toe ek check die wêreld besig te gaan nie buite. Jy hoor net bomme. Ek check you. Toe besef ek, hey, as Happy New Year. En toe slaap ek verder because why ek as hy vir you know what, nou moet ek ineens en mense Happy New Year. Daai was net dit is die excitement, maar daai ander content creator nou die eind gevra. Waar is hy mense wat gesê die aarde vergaan die jaar 2000? Onthou julle daai, want almal hulle prepared mentally want 2000. But let's be fair, my broer Lots. Let's be fair, bro. Dink julle nie en ek evens vir my ook alright, ek het die hele festival week mas in, hè. Sure. So ek het ek is trots op myself en ek geweek is kwaad. My wat se baas sal dit dwars die verstaan nie. So ek het 'n festival gehad of Desember geniet dit. Ek verkies dit so. Kalmonik. Ja, het verloor ek nog my train of thought. Jy verkies dit so om te werk. Dat bly ek kwaad. Ja, maar ek het eintlik 'n ding as wat ek wil gesê het man wat nou heeltemal But anyways, ek verkies dit so my festival verstaan jy so ja, as ek weer die train of thought gaan kry gaan ek dit weer share maar ja, let it go. Ja, okay, hy was seker maar wat kan man sê die hoe seker maar my jaar te begin baie verkies maar my so jy gevra wat is jy wow van dit was nou hy 5 4 3 2 1 en ba en almal maar ja elke jaar soos met iets is maar dieselfde ding jy gaan nou weer ons kyk weer uit na van die skole gaan nou aan die week ja skole gaan aan is alles dan is daar weer Valentynsdag ja yes so
hoe vorder die back to school? Wat is die nuutste nuus van die back to school? Ek sien hulle klaar weer oor die stationary list van die onderwysers ook 'n 2 kilogram hoender. As dit waar. En het Pep al En geadverteer materiaal. of nog nie? Nee, Pep het laas jaar adverteer. Pep is klaar. So is klaar. Die eerste ekse mirakel wat dit doen. Pep is Ja. vooruitstrewend. Pep Nie sorg maar dat jy jou weer nie. bonus by hulle spend. Die Maar Pep is ook marketing onnodig. strategy van alle winkels, nee. Maar- 'n mens kry nie eens breathing space. Dis net gedoop, dis weggepak, nou is daar weer dit. Ja. Easter eggs, nou, julle nee. En dis om ek sê, dis elke jaar dieselfde. Dieselfde Verstaan jy? routine. Ons doen dieselfde. So dis ook Ja. the year must just come and go, my Ja. bro. There's nothing En new. dis Maar kom- dit lê by jou hoe jy dit gaan aanpak. Maar is die world die man so conform met Ja. dit nou al. Ja. Maar so praat die eerste week in skool is nou skoolboeke moet kry raak, boeke moet oor te raak. Vir my voel dit so die eerste week se nodig was 'n skoolboek of skoolboeke of penne nie en ek sien van die mamies met die jonger kinders klaar oor die ijskreambakke wat sy net met die klomp goed in. En nou vir hulle weet hoe kom dit nou weer 'n nuwe ijskreambak stuur, dan nou laser ijskreambakke stuur. Ys So tog 'n nie. nuwe graad mos nou. Ja, maar die ijskreambakke moet nog Icecream bak vol vat. Vol icecream. Vol nee, vol kry. Oh, ek wil net sê. Dan moet die kruid in die Ja, in die toebehore so en dan moet jy maar nou weer 'n nuwe bak skool toe stuur. Vir al graad A. Maar hulle weet. Maar ons luister dit aan. Jy wil nie ijskreambakke. Nou ware ys is so goed in 'n pinnasakkie. Nee, ek het penneblikke by almal koop. So ek weet ek nog. En dan sien 'n ijskreambak. Nee. So Maar hy- gelukkig het ek. Nou so die kinders se stationery en goed raak so baie dat 'n pennesakkie nie meer eens Hy kan nou nie. genoeg is, so dit moet nou icecream bak en goede. Lots my bra. But yes, hier kom my thoughts en ek het sommer inbring. As jy Dis maar in my skool. Ek dink we must be fair. Want as ek kyk festive en ons sê ons geniet dit lots my bro, né? En ek het ewens kyk hier op die skole met die pennesakkies en alles goed. We must be fair. Onthou toe ons klein was, toe is die goedjies vir ons klapper sien en okay, boeke kry vir die skool wat ons het Mona oor, maar nou wat is groot is dink ek, you know what the level of thinking het gechange. So ons dink ons moet nou nog met ons 36-year-old body and mindset moet nog steeds dieselfde wees, die 5-jarige experience wat ons gehad het. Verstaan? Ek dink it's not fair. It's not the same. Because now you must give out Ja. what no spend must nou. Verstaan? En jy sien meer die persoon wat dit net kry en met Yes. JVT wat is die amount of money en True, jy verstaan true. soos daai Hy is 'n soos goeie daai punt nog dinge as ja. ja. So Jy moet evolve. it's evolve my bro. Verstaan jy? Baie belangrik. So it's new same festive same years maar net different Ja, different. mindset So- en das. Kom ons in die challenge om te kyk ons so Valentynsdag as ons nou klaar is, wat okay, skool gaan nou aan. So ons moet kinders prepare vir die skool. Nee, Valentynsdag is al Easter. So ek gaan up to it's going to be up to us was nou om ons nou te change om dan ja keer geshout doen. Dis nou Easter weekend, dis nou lang Easter. So as jy nie gaan kamp Easter of iets doen wat jy nie gewoonlik doen nie, dan gaan jy gaan ons weer terugkom en sê maar Easter is 'n lekker gewees. So kom ons chill eens mekaar en doen iets bietjie buite dit en verstaan by jouself gaan dit because jy nou sê is Easter as jy lang naweek pas by die huis gewees as jy op 'n bietjie currywurst geëet, curry buns en dis maar 'n Easter gewees. Nou kom daai en ons het 'n table discussion by ons gehad oor die traditions wat ons nou gaan skep. Wat sê dit is wat ons doen. So ons is nie meer like by die groot familie nie. En wat my ouers ook gevra het, when is it okay om van familie te sê maar ons gaan nie daar wees nie. Jy weet mos dit big gatherings almal gaan jy voel jy om te gaan nie. Wanneer is dit okay om te sê guys ons is nou by vlak wat ons eie goed wil doen. En ons het hy topic gehad met Christmas, né? Ons het gehad ja. So wanneer is daar En dan onthou, daai is fyn, maar dan kan ons sê ek na vra maar hoekom het ons wegbeweeg van mekaar gewees? Why is the family not close together because as jy wat sê jy moet jou eie culture of jou eie dinge bereik in jou huis, verstaan, maar nou beweeg jy weer van jou auntie en niggies af, verstaan, omdat jy voel oorspreek en nou so raak jy elke jaar jy raak gewoond aan die system en perseel jy nou wel jare joh, ek het nou vir niggie 5 jaar laas gesien. Maar dis waar die unions inkom. En dan gaan ek weer hy vraag vra lots, is die tipes holidays dan
'n goeie ding my bro, because dit moet families bring na mekaar toe, but lyk my as die holidays daar is dan die vraag wat ons dan vra is wanneer is die goeie tyd om te sê nee, ek wil nie my hele tyd spandeer nie. Verstaan jy? Of ons Die familie jaar dinges. gaan ons gaan ski in Switserland, so ons kan nie gaan nie. Ja, so is dit 'n goeie ding vir die holidays my bra of Ek sê jy balance word soos balance man. Is baie belangrik. Ons het 'n very deep discussion gehad, nee. Maar my ouers wil you need to prepare yourself mentally because die kinders raak gewoon so iewers gaan na boyfriend girlfriend situations is. So I'm not going to be Christmas hier. Ek gaan na die ander familie toe om vir hulle te leer ken. Sulke dynamics. Wanneer jy dit dat jy nog steeds positief is en nie gloe daar is en dan nie ongemak is of kwyskrik. Kwaad gevoelens of whatever. Maar ek verstaan ook dat as jy in jou eie familie, wat ek het my vrou, my kinders en ek wil nie my familie is, let's say toxic. En ek wil weer beweeg van die toxic culture wat die familie op dinge sit of traditions. Ek verstaan dat is a valid reason why jy in jou familie mag beweeg van nie. But if there's nothing there really lots, verstaan jy, en is 'n ding van nee, ek want weer beweeg van die familie af. En familie is so important. Al is ek nie 'n person wat maar is important bro. Verstaan jy? En het kom weer terug na die begin van die podcast wat ons hier gesê het soos cultural wise. So jy gesê jy nader aan God is, nader aan God beweeg, familie is nader aan God beweeg. Cultural wise is en dis hoe ons 'n gesonde gemeenskap buite kan bou. Met die tipe dinge wat daar Exactly. Because by jou neefie en dingetjie is van die pad af buite kan. Because by die regte ouens wat hulle moet alles op hulle eie missie. Yes. Like that. 100% bro. En is 'n ding wat ons ook gepraat het dan nie van jou exceptional men and women in your colored communities. Wat vir ons kan liberate en die ladies kan liberate, but once they reach a level of success, dan beweeg hulle uit. Die ding is uit, verstaan jy? En who's gonna save them like wit, Miss E? No one is to Lord's altyd sê. Lord sê altyd, there's no one coming to save you. Verstaan jy, maar dan wie sê vir my? Ek wag vir Superman hier. Ja. Nou sien jy wil weer handel vir savies. Los die goed. Superman. Mens kan altyd whip, Terwyl ons op die topic is van Los nie van Osie. Hy kyk nou movies. Ik ben op blij bij het topic van family. Ik heb het gezien. Daar is een post op Facebook, nee? Ik ga nu de video willen spelen, maar wat ze als party. Jij blom en jouw ma, of jouw familie suffer. Ja. Of jouw, ja. Dat party jij blom, maar jouw ma suffer niet. Nee, en doe het, ik denk, ons kind as klankjuf, het sy 'n post gemaak om die ander kant van dit te deel. Van die reseerde van of die post wat sê het party jy blom maar jou ma sal van dit sy nou haar gedeelte. So dis ek wil ook julle net ons tots en ons nou die ding van familie mos nou. Right. Iemand maak die plaas om op Facebook en sê dit baie jy blom my ouers sukkel. En toe maak ek die plaas om dit baie gee my ouers gebruik nie die geld wat jy gee vir die regte doeleinde sê. Make sense. So ja, van ons mag blom, van ons kan blom, aan ons werk daarvoor. Van ons gee vir ons ouers en dan doen hulle nie die ding wat hulle moet doen met die geld wat jy vir hulle gee nie. So ja. Iemand maak die plaas om op Facebook en sê dit baie jy blom my ouers sukkel. En toe maak ek die plaas om dit baie gee my ouers gebruik nie die geld wat jy gee vir die regte doeleinde sê. Make sense. So ja, van ons mag blom, van ons kan blom, aan ons werk daarvoor. Van ons gee vir ons ouers en dan doen hulle nie die ding wat hulle moet doen met die geld wat jy vir hulle gee nie. So ja. As again, mense sien net een gedeelte en hulle weet nie
wat die volle verhaal is. Miskien is daar wel gevalle van mense wat nie na die ouers kyk nie. Maar ek is bly sy het dit gedoen, want ek het dit geshare. Want daar is, ek weet van mense wat in my sirkel is, wat huis toe stuur, wat by die huis kom maar nie groei nie, en dit is frustrerend. Dis die realiteit wat sommige mense nog het. En is die two sides van die coin lots, verstaan jy? Jy gaan mense kry mos nou wat die geld gaan misbruik en dinge is my bra. But I think, you know, het gaan nie net oor die genie mee. Verstaan jy, as jy weet vir 'n feit dat my ouers drink, en ek wil die devil's advocate try speel met daai dinge se. But ek kan nie, maar ek gaan nog steeds try en sê, hey, jou ouers het geliewe en hulle deel gedoen, so as hy met hy geld wil doen net wat hy wil, hy doen net wat hy wil. Maar ek gaan dit nie sê nie, maar ek het dit gesê. I'm gonna try being devil's advocate. But my thing is this, lots. My bro, ons kan nie die as verskoning gebruik om te sê, nee, ek kyk nie na my male nie, because why? Hulle kyk nie na hulle self met die geld wat ek vir hulle gee nie. My bro, jy weet, my ouers is syplappe. Ons sê dit uit. Verstaan jy? Of my ouers is drakkoppe. Of my ouers is gamblers. Of whatever hulle doen. Hoekom gee jy net geld en dinge? Jy's mos nalatig en jy gee nie om nie. Jy gooi net geld en jy weet dinge. Gee die geld, but make other means to try and uplift your ouers. Om te sê, kyk maar, pa, ek doen goed. Ek is 'n onderwyser, ek is 'n prokureur, ek is 'n dokter. Ek kan sien wat is maar se omstandighede en ek verstaan die rede hoekom hulle so syp, so op drugs is, so gamble en so dinges because of your traumas. So in plaas van ek geld gooi, that's not caring my bro. Ek moet die geld gee en ek moet 'n pad saam met jou stap as jou kind. En sê mami het vir my groot gemaak en dinge, so I'm going to do my part en ja vir mami deur hierdie struggles. Want mami kon nie deur haar eie struggles gegaan het because my mami vir my groot gemaak het. Verstaan jy? So met my groot maak en met mami se traumas en alles daai, verstaan ek mami kon nie gedinge sit. So vir my om net geld te gooi is 'n slap in my mommy's face. And that's why she uses that money as she uses it because my kind worry is geen geld. So ek gaan doen met dit wat ek wil. So as 'n lame verskoning sal ek sê my bra lots. Jy is net so deel van die mense wat glad nie omgee oor hulle ouers nie. As jy weet wat is die ding is bereis en jy gooi geld. Nou wil ek aansluit by wat jy sê. Jy maak sin. Dat ook nou dat toe maak jy 'n video waar hy en toe skryf ek weer waar hy vir sy pa leer om met mes en vir te eet. Maar ek kan sien sy pa is al gereis. Hulle was by 'n restaurant en toe maak hy so 'n short clip en toe sê, obviously I'm gonna be the child that teaches my father how to use. Sulke goed man, because the reality of van waar jy is en waarvan jy kom is daar. Jy kan dit wegvat van hulle af, so choose to be the one wat vir hulle gaan wys, okay, we're gonna journey. En ons gaan probeer om te heal as a family en dit bring, is weer soos glow, het bring, you know, dis 'n experience wat hy oom weer gehad het, want toe moet ek net skrou, julle sy gesig, ken jy van, as jy iets niets leer, en jy ontdek, en jy het die grip af van, die, het was vir my too much. En white people, nee, ek het met 'n ander wat oom gepraat, so paar jaar terug, en hy sê, ja, maar julle is gelukkig, julle lewe nog met julle ouers. Ons kinders gooi by ons in 'n wat noem jy die ouer huis dan, verstaan jy? En jy is my punt wat ek try huis toe bring is that they have the money. Nee. Maar die liefde is daar. Kinders gee hulle die geld. But wat is daai my bro? Hy sê, but ons kinders gooi ons weg. En ek dink mens ja, but die kinders gee hulle geld en julle het geld, so what more do you want? En dis ons must kyk met. En nou ek wil nie wat jy wat jy woord as 'n man nou classification doen. Seker ras. Classism. Okay, ek wil nie generalize met die wat mense nie. Ja. Maar die ouer huise is net gemaak vir hulle. Classism. Nee man, nou dat is bro. Mas jy my oupa was in 'n ouer huis. Nee, dat is so wit man mos. Dis 'n wit man. Kyk vir jou, was 'n donker white man. No. My oupa was 'n boer. Maar die ouer huis is boer met wanger. Dis wat ouer huis of wat ouer huis is gewees. Maar dat is wel nie op 'n ouer huis. Was die ouer huis in Appington. Maar mind you, wat nou wil ek aansluit nê, sy roommate
Sy kinders het nooit gekom kuier. So as my ma hulle of as ons gegaan het, sal hulle altyd vir daai ouma op beskik gevat het. Awesome mense. Wat is dit? En hy het nog as 'n vrou wat 'n man, so nou normally op Facebook, as hy goed het, miskien challenge dan vra hulle, white people, what is something that you will like to ask black people, or black people, what is something that white people? Ek dink hy sê vir ek nog graag wil wat mense wil vra. Hoekom sit julle altyd julle ouers, hulle ouders in 'n ouer huis? So ja. Maar Maar hulle dink mos nou die mense word na gekyk. en hulle het die tyd om nou op en af te speel hier. Maar wat is hy ander ouetjie wat na sy ma kyk wat betlend is? Baie Ek het groot admirasie vir hom en groot respek. Ek love ons mense, my bro. Sy bly by ouma. And that's the thing, bro. That's building, verstaan jy, relationship, my bro. Onthou, dat sommige goede lots. Ouma is vol goed, maar jy sal kyk na Verstaan ouma. jy? En as skeel jy die hele tyd, but that's what makes it beautiful, my bro. Verstaan jy? En dit hou die band. En dan is my bro. So, moenie jou mense in die ouer huis sit nie. Soos wie? Soos wie? Wie daar anders? Nee, dat was medical reason. Nee, ek speel met. Kyk hier, en net om die topic te close, né? As jou ouers so groot gemaak het in 'n hokken, om 'n soort van bungalow van 'n hok, né? En sy maak dit en as die hulle wat hy R50 wil gestuur het, verstaan? Kan sy nie wil uittrek en gaan bly in die wit gebied of haar ewe En sy bou nie vir hulle huisie. Sy verstaan sy. Sy bou nie huisie. Sy doen niks en dan wil sy verstaan sy. Daai is verkeerd daai. Daai moet jou eerste prioriteit is we building a house. Maar nou die ander ding is die, hoe voel julle om mense wat in 'n goeie wêreld kom of in goeie omstandighede kom en dan trou onmiddellik en dan trek hulle uit. En dan los die mense net waar die mense is. Soos jou ouers. Ja. Daai is 'n personal thing want ek het hulle paar ek sal nie sê vriende, mense wat saam op skool was wat en nou kom klassism in want jy kry mos different income groups. Maar die een spesifieke scenario was dit plaas en toe hy nou sê nou maar hoe kan ek sê hy het hoor getrou whatever. En na daai huwelik toe job en never again die Mal agtergelos. Like ek kon nooit daai verstaan nie. Wat gebeur hier? En baie In keer jou mind dat jy jou kom vandaan so. Ek weet almal het issues en traumas binne in die huis, but still man. we hate ourselves. En dis hoekom ek sal sê kleerlinge wat ander kleerlinge afbreek, you hate yourself and you hate the color that you are. Because it's not a reflection on yourself. I hate, and that's why I try to be white. There's nothing wrong with being white. Maybe lots. En ek sal ook sê, mas dan ook seker maar af waarin jy trou, because by sommige kere kry jy, ek weet nie van mans ook wat sê, moenie meer na jou maale toe gaan, moet dan as jy maar vroumense. Altyd hulle. En dan Dis hoekom jy nie met 'n unhealed woman moet trou nie. ja, en Maar dit evens gebeur. en evens jy ook los, you know what, kom met 'n Wendy uit, verstaan jy? En ons weet en dit moenie so wees, the shame. Wat jy met loop, you know, ek bly nou in die house. Verstaan jy? En die trauma wat jy saam, die light is spot vir jou en alles daai. Nou kom jy kry 'n naweek soos mas u sê. Nou is blondine daar. Wat dit nice uitkom, verstaan jy? Nou voel jy ook jy, I have my trophy dingese. Nou sê blondine vir jou, ons kan nie meer maal en ek en daai hele kop gesmokkelery en nou trek ons uit en daai speel ook 'n rol in die ding. So ek sal ook sê my broer, the woman you choose, bra. Maar so mense van Wag, but in other news, Sia se nuwe girlfriend, Sia glow differently. Ek wil nou net iets noem wat ek geobserveer het, nee. En ek is mos I love. En sorry, jy kan klaar maak, kan jou dinge klaar maak, maar ek het 'n topie gehou op die subject wat ons goed dinge sê. Want ja, Nie hy nie, maar sy opgebring, maar maak jou dinge so goed klaar. So, wie was toxic geweest? in die verhouding. Die vrou was toxic, broer. Of bepaal die een wat die beste doen na die break-up. Wie? Verstaan? Zie ja, shine. Maar my ding is die wat baie gevaarlik is, net. En ek gaan nou aan gesê dat ek sê, I'm speaking out of experience because I glowed up like. okay. Ek gaan nou aan So, ek kyk different perspectives. En ek het 'n ander perspektief. Ek glo nie weer up nie, my ander you have to glow up, you know. Toxic. Nee. Ja man kan nooit toxic wees.
Jelle. Kijk, oké. Paar minuten, ik denk dat Ja, en op Sia se dinge sê, yes, he's growing up en dinge is ouens, but don't you think Sia moet vir Maxhosa Zulu vrou kry nie, my bro? En I think dit gaan 'n hele full circle wees vir die man homself. En met dit gesê, dis die vraag wat ek wil vra. Do you think it's good and healthy for yourself, your bloodline, your culture, your tradition to do this interracial dating? Terwyl, uit jou dinges uit met, het is 'n kleerling trou met 'n white person. Do you think it's a good thing vir die dinges? En ek vra dit, ek stem glad nie saam met Orania nie. Verstaan jy? But how they want to preserve their culture. Verstaan jy? And why they want to keep it in the bloodline for Afrikaner. And that's why I'm asking the question. Dink jy dat dis goed vir ons kleerling gemeenskap to do interracial dating? Soos date wat mense en wat mense kleerling of swart date? Is it ek sou sê nee, Brother Jules. So soortgelyk soos met Sia en met sy vrou net hulle het mekaar ontmoet op college. Ja, op skool. So hy was reg mekaar ontmoet. Die liefde gevind in mekaar, interesse in mekaar gevind toe jy niks was nie. Daai is my fyn. Was die strategie. Maar die probleem wat ek net is, sodra jy iets word vir George, sê maar jy word nou uitrewe nou. Nou oor was daar as mens eenele as die kalle vir ons nie goed vir jou nie, maar al die pad het sy wel gedait. Maar nou dat jy boos oor was daar as hulle nie meer beleef nie. Daarom stem ek saam nie. En hy wat baie wat die rugby players, soccer, actors almal doen dit en daai is verkeerd. En ek het al because it's a symbol of success, verstaan jy? Nee, maar nou maar why? Want ek het al baie daai question gevra. Hoekom? What are you saying? Jy nou sê dat is die goeie colored vrouens. En soms moet jy jouself verras. Sal die vir ons meer gevaar as ek nog lots was. Die status gehad. In Oplanten. Ja. Verstaan jy? Sal meer natuurlik in. Dis altyd wat ek moet sê as mense my behandel as ek in uniform is, dan moet ek myself sal jy so my behandel as ek in uniform was. So ek vat die tipe volkwaad jy my nou nice te doen. Verstaan jy respek my of jy sien my daai wat ek aan het en selfs gaan met geld of met status. Jy is nou 'n eye candy val because jy is 'n springbok. Jy is 'n portier, jy is 'n we are responsible, my bro, for ons community en ons ladies a mindset vorentoe. En as ons klaar sien dat look wat jy is gevat vir jou wanneer jy succesvol is, en I understand dat ding van op skool liefde vind, en ek sal even ver gaan om te sê ook, you know what, your leaders at home, as ek gestaan het met die statement dat ek stem saam that we should be doing interracial dating, sal ek even sê, as jy skool toe gaan boeta, en die wat jy maak vir jou, kry jy was wat jy don't try, because ek dink die my broers, en as ek kyk the Kingdom of England, en met die hele Meghan Markle saak ook, hoekom daar so 'n groot onder ons ook was of having a black women in this white establishment, my bro. Ek verstaan 100%, they want to keep it in the blood. Wat as? En dis nou met die woke movement ook en die woke nonsense. Maar technically is hy royalty mos. Ja, but wat as het nou so aangaan die hele tyd, né? Dat die Kingdom of England laat het toe dat hulle ladies swart shade is 'n date en bring. Oor 100 jaar, dan is die King of England 'n swart man. Verstaan jy? En ek verstaan daai ook hoekom hulle nie wil en ons must why should we doen as dit soos jy gesê dat's mooi kleerling vir mense hier and we can teach our ladies if we are successful we can still have hierdie afro chick en hoef jy blonde visie. Verstaan jy? Want die stigma is klaar daar gesê dat jy kry wat jy as jy successful is en dan as ons ladies het check en ons vir mense moet check as we are not good enough. So how are we building them also, my bro? It's so hy's op hierdie maar as ek sê my ding is ek stem saam. Dit sê is in onthou vir ons is dan 'n glow up because we was one of vir hulle as man hulle is klaar as ons 'n glow up verstaan sy. En altyd wanneer jy iets bereik en nou van jy persoon. Ek gaan as ek sien nee maar julle doen mekaar op 'n skool of saam op werk en perfect, lovely, mooi man. Nie as jy iets is nou jy sirkel verstaan sy. Maar nou die ek kyk nou ek Elvin ken ek mos al redelik lank, nee.
En ek het nou reg, toe kom hy op my page. Ek sien nooit foto's waar hy post waar hy by sy familie is nie. Wie? Alvin Breiners man, wat in Veco Paleis gespeel het en wat was hy nog? Oh, meneer lekker Efroekie. Wat lekker ding is was nie. Ja, toe dink ek net, wow. En hulle het nog 2 kinders dink ek. Maar ek het nog nie regtig. Sy kan gesien nie. Nee, sy kinders sien net, maar ek het Nee, nog sy kan of sy familie. Ja. Prominent want hulle is by haar familie. So daai is een van die realiteite dink ek seker when you choose. Van almal is nog nie so awake om te sê but En dan dis 'n interracial couple. En ek sê ons moenie lots. Is dit die man is 'n mindset man. Sy moet nou as hy ouers moet jy nou hy tipe girls vat. Hy tipe models en verstaan. In sommige gevalle is dit liefde. Sommige gevalle is dit strategy. As die podcast het slaan en dan as ek 'n joke. As dit ons twee wat is. Ja. Neda. Lots as 'n mena daar met bine, Jonas het daar met bine. Ja, Goals. Ja, so dis nie waar nie. Dit is 'n bietjie donker wees man. Hy dink ook dat ek gesê het. Dan kyk jy dan wat is ons topic dan hoe gaan ons? Hypocrite. Don't you call Maar on the flip side, wat sê julle nou van ons African girlies wat nog gaan vir die Chinese ouens en die American guys or the Nigerian guys? En dis maar net weer dieselfde ding omgedraai. And that's why they say we aren't good enough, my bro. Verstaan jy? So as jy dieselfde ding net omgedraai mas. En That's tough. ek dink dan maar so bang om te praat van vrouens because mense hulle dink as iets op ander because why ek het weer self met die mans as hy nie liefde is hy moet hulle fight en vrouens moet soek security. Ja. Now it's like that they're gonna look for security en ons African brothers is met hulle secure. Verstaan jy? Hulle is moe. Wie is secure? Die African brothers Legal or illegal? Okay, of het nou legal is of nie illegal is, secure. Verstaan jy? Secure, my bro. En nou vir al met die jonger dames is as ek kan splis. Maar wat ek wil terugkom is ek soek die video nou van Agnes Cedric man, van die topic van Sia. Nee man, as 'n video wat hy sê Sia het nou aanbeveel. Ek dink is die ene. Ek hoop is die ene. Ek hoop dit was ek saam. En ek wil nou sê Sia Kolisi post. Jy sê Ek met die woord nie, wat sien en ek kyk ek niks doen aan die man nie. Ek is lief vir hom, ek is lief vir sy rugby, maar ek gaan julle nou sê Sia Kolisi post nou mooi met sy nuwe meisiekind, met sy vroumens, met sy girl. Baie proudly en almal klap hande. Ek gaan julle nou sê die moment Rachel gaat aanmove en haar nuwe man gaat introduce, dan gaat sy sien hoeveel muskels Sia Kolisi vir Rachel gee. Ons mans, dat is hoe ons koppe weet. Ons wil vir jou los. Hij wil ons aanmove. Als zij aanmove, raak ons maar. Mark my words, ik post die video because ik maak een prediction, want ik weet hoe een man zijn kop weet. Ik weet met die woord niet. Come on, Uncle Wat C. zie en ik kan niks doen aan die man nie. Ik is lief vir hom, ik is lief vir sy rugby. Maar ek gaan julle nou sê, Sia Kolisi post nou mooi met sy nuwe meisiekind, met sy vroumens, met sy girl. Baie proudly en almal klap hande. Ek gaan julle nou sê, die moment Rachel gaat aanmove en haar nuwe man gaat introduce, dan gaat sy sien hoeveel muskels Sia Kolisi vir Rachel gee. Ons mans, dat is hoe ons koppe weet. Ons wil vir jou los. Hy wil ons aanmove. As sy aanmove, raak ons maar. Mark my words, ik post die video because ik maak een prediction, want ik weet hoe een man zijn kop weet. Ik weet met jou. Okay, ons het gehoor. wat sê julle? Nou, ek stem saam los my bra. En nie dat ek 'n groot Sia fan is. Cedric praat nou weer hier sy nek, my vader. Oom C is hulle sê ek. Verstaan jy? En ek wat verstaan jy? Lots daai man is op 'n different level, dog. He's got money that doesn't care about beweeg aan. Verstaan jy? As Rachel en my bro, hy is 'n South African wêreldwyd icon. Wie sou vrou mense gooi wil as ja vir hy man? Verstaan jy? Praat dit in my ding as hom sê ja, Julian, as hy ek's nou aanbeweeg en of course I'm a broke ninja.
Verstaan jy? So Gaan jy tantrum gooi? ek gaan 'n tantrum gooi, ja, verstaan jy? En met die bietjie cherrytjies wat dit maar so knap deurkom. As my ex aangaan, dan gaan ek dinge, but my bro, if As I levels have to it. if there's levels to it. If I have millions and millions, my bro, jy kan maar nou Britney Spears is Ek daar beweeg gedink, aan, jy my nou bro, daar beweeg gedink, aan. I don't Jy nou care, daar ek het die gedink, cash, ek gaan benand uit die cherry se DM die hele ding, so ek wou wat jong. Ek het in die eerste plek vir jou gelos because ek soek die dinge. Verstaan jy? So ek dink daar's levels aan die ding, maar ek verstaan vir Uncle C. Maar ek dink daar's levels to this thing, my bro, lots. Verstaan jy? En jy encourage die levels. En As dis my hoekom die dog, lewe zie so ja messed polisie. up. Nee, as iemand Maar encourage wat jou so. punt dan misschien? Hulle must nou... So jy wil nou eintlik hê jy moet eintlik sê Nou, ek is alweer nee. Almal het aanbeweeg so. Is klaar, peace, let it go. Maar wat was jou punt geweest? Negatief puntie. Oh. Ek gaan niks sê nie. Jy moet Het iets toe sê. moet is 'n heel mond. I'm saying Maar nou nothing. op daai topic, né? Wanneer mense opbreek, couples, getrouwde mense. Die een wat eerste aanbeweeg of wie eerste aanbeweeg, wie op die langtermyn is eintlik bitter af. Die een wat eerste aanbeweeg of die een wat maar op sy eie hiel of wat? Honestly, healing is baie belangrik as jy wil beter doen as 'n mens. 'n Healing journey is belangrik. Jy moet hoe lank was hulle getroud? Ek weet jy kan nie. Maar hulle was lank getroud. Maar as Nee? Jules nou sê wat Jules nou punt gemaak want as nou millions het, Ja. Daar's 'n theory wat sê die een wat eerste aanbeweeg was die een wat nooit invested was in the whole marriage thing. Nee, maar hy het mos Maar gecheat. dit is 'n verkeerde ding nou. Ek kan in 'n verhouding is met jou mos but you are toxic and then los ek 'n verhouding lankal maar ek gaan saam met jou uit, verstaan jy? Hulle was And then I leave. Hulle was getrouwd vir 8 jaar. And then I leave. I'm not invested in it, maar sien is Maar ag, jy is verkeerd. 8 weke of 8 maande nie is 8 jaar. En hoe lank was hulle saam van skool af? So Soos weer. will you encourage rather staying in a broken marriage? Nee. Jy moet daar uit. No, that's wat Sia doen, you know? Okay. Hy is 'n goeie ding geweest. Kijk wat Sia doen. Rachel klap om te veel. Hy het so gesê. Het jy evidence? Kykie, wie word gesoe anyway? Jy word gesoe as die mense soe by. Baie belangrik. Allegedly. Ja, so, Asseblief. okay, so praat van showbiz. Ek dink jy wil seker praat van die as ek maar by Uncle C, praat jy van Uncle C en Keita. Allegedly. Allegedly. Waar is die nou? Kyk gou. Okay, ek like as kyk wat dat condense. Ek like condense. Oh, ek het gesien hy het Ja, maar baie te sê gehad. die broader topic gaan wees. Nou so die klub gespeel het. Die broader topic vir my gaan seker wees. That's not a chill 2026 nee. Okay. Hoe Hoe was as met die podcast hier of so heel chill toe. So sit op die beach. hoe sou dit vir ons ding is? Nee, maar even soos mas ek gesê dit net hoe hy is heel chill en dinge so onthou sy. En alles probeer so chill, maar is na man, sien jy en is Kyk eens, ek het nou calm en- ek het Michelle gesê, wat January maand, toen gaan ek nie content doen nie. Want as ek post ek het nou vir die hele maand soveel ek post niks, die maand ek gaan niks content doen nie, ek gaan niks iets het nie. Versien my Facebook, my TikTok, alles aanstel, ek post niks content. Die ek is baie rustig. En baie kere wat So ons is belangrik. op dinge Nou, but so Mm. ek het nou die dinge sag activate op my phone wat ek die challenge om minder op my phone te wees. So ek achieved all my goals. Nice. Dis lekker man. En een van my, ons nou kom het op die volgende topic, een van my New Year's resolution of ding wat ek net is, hy wat ek opbring het. Ek het gesien, Vader Adams praat daarvan, en hy het nou weer genoem. Ek wil regtig try om nie, met my kleurling mense te fight nie. Veral op social media, veral work-wise, veral waar-wise. Ek wil nie, as ek nie moet saamstem nie, wil ek nie ons nie fight Net vir word. dinges, Ek wil regtig try, as ek sien, sy try my provoke, gaan ek myself maar liewerste inhou. En dit moet doen vir die eerste maand. Ek wil nie nou myself in strijd bevind, veral nie met my broer en susters. Verstaan? Hy is die eerste ding wat ek nou regtig try doen, as ek wil nou regtig
Maar nou fights, even als ik misschien kom bij een winkel of bij een plek waar ik met een conflict kom met jou misschien, of iets klein, dan ga ik mezelf wel zetten en zeggen, oké, nice, fine. Of zo, dus op zo'n manier, ik wil niet meer bekleed stellen, because wij, wat jij nodig hebt, man. So, ik heb eigenlijk type vibe, so ik wil heel let's keep the peace for now. For now. Totdat die nou heel erg, ik voel, ik moet wel Dat die elections gaan beginnen. Ja. Of begin. Maar zo volgens die zo bezig, was wel die club van, als een stukje groep. Let them talk by themselves. Let them make all these wild allegations. Let them make all these wild allegations. We were just waiting for that one. We're looking at him to fall, to make a mistake. He made a mistake. He said, I lied about the Jonathan Smith Foundation. Tomorrow, Eugene is sending him letters. He's either going to apologize or going to pay me 500,000, which I'm going to donate to the thing. And I'm not going to leave it. People are simple. You say I lie. I'm a minister. I'm not supposed to lie. So now we're going to go to court with him. Tomorrow I'm sending that certificate letter. Tomorrow. Not the day after. Tomorrow. He must come on Facebook and say like I apologize. He says I lied. Now that is big for me. I can be impeached basically. What is the word? Impeached, I don't know what they call the word. Maar hij is basically wat hij gezegd of wat hij gesnit en dan net kon in zijn video ook. Gaten McKenzie wil voor Sheriff Goma zo voor 500.000. Omdat hij iets gezegd van die Jocelyn Smith Foundation. En Gaten zei hij gaat bewijs hoe som social media influence betaald wordt door die om video's te maken. Nou, this Battle of the Titans van mij won, this Battle of the Titans. En daar is wat ik die topic van uit wat is. Denk je heel erg dat content creators wordt gebruikt door politieke partijen als een type smeercampaign of om social media te wegvallen? Of is maar heel erg mensen wat men het voelt, oké, ik is voor die partij zo, ik ga met, als hij iets die partij zeggen, ik moet opstaan met die partij, because wij, ik daar alles zo toch. Maar denk je heel erg of het opinies is ons opinies, ons zijn niet als waar. Allegedly, ja. Denk je heel erg dat dat wordt gedaan, dat mensen worden gebruikt voor dit. Maar als ik kan kijken, Mark Zuckerberg's Facebook het dan als een campaign gehelp om te winnen. Ik denk als Trump of Biden iemand toe, ne? En het was voor een hearing ook en het Mark Zuckerberg het zelf gesê, verstaan jy? Al het baie kere van die mense se info gebruik to try and boost a certain campaign. So daai geding is, ons sien met Twitter en Elon Musk dieselfde gedoen en hy is busy influencing, you know, the Trump administration met die Afrikaanse white genocide by die farmers. It's as BS. Gaten McKenzie, die ANC doen almal dieselfde ding, my bralots. En as jy kyk het back in the day, aka prominente ou wat die ANC altyd gebruik het by die shows en dings because of influence en nog 'n klomp ander mense, my bra. Vandag die influencers gebruik ewens hulle self ook to try and be relevant to these politicians. Kyk, Gaten kan vir my sê, kyk Jules, asseblief push vir die ding, push vir die ding, mas push vir die ding. Jan Sarri en Kobus gaan ook sien, nou wil hulle ook deel wees van die push game for PA of whoever, my bra. Verstaan jy? So, die influencers doen het nou al self ook al to try and be relatable to dinge. As jy gaan kyk, Gaten McKenzie, en soos I said, we don't fight with our colored brothers and sisters no more, because we need to build here, my bra, ne? But het sê ook nie, ons moet wegkyk wat die mense doen en dinge sê. Gaten McKenzie is a populist opportunist. Wat is die ander woord? Maar ja, verstaan jy? Grensstende. En ek weet baie mense sê, don't use social media for campaigning. Daai ding het vir hom gebring in die parlement, my bro. Social media, of mense nog wat wil sê, of dinge sê, dis laag van hom om dit te doen, of dis cheap van hom om dit te doen. Jy's 'n minister, wat maak jy op Facebook, en jy wil elke ding respond. Het werk! Ons het net ook gepraat van secure, is het illegal money, secure, rich is rich, of het nou hoekom, my bra, is daar. Verstaan jy? Ek dankie, dis verkeerd, my bra, lots.
Verstaan jy? Maar wanneer dit kom by Gayton McKenzie, ek sal dan sê, wat maak 'n minister op social media? Verstaan jy? En ek verstaan, yes, you must be there with the people. And the people, the ground is no longer just so physically, social media. It's on the ground, so yes, he's doing it. Maar, hoekom stuur jy nie liever jou span? Verstaan jy, want jy het 'n span van mense wat jy goed vir jou kan doen, as wat jy self. Because nou embarrass jy yourself, my bra. Nou wat jy was Cedric mag nie teen PA praat, you can't silence the revolution, bro. Verstaan jy? As daar mense is wat wil praat oor corrupt, en jy voel, Mandela's corrupt, he's a gangster, he's a skolie, he's a 26, it's my right to say so. As ek het sien, of as ek gehoor het by lots of BMSE, you can't silence that. En dis democratie, hulle soek ons democratie dan, he? Maar ek verstaan as Gayton het wil, as het wil mense soek, because why hy sê is a dictator, en sy partij is a dictator, dan is so ek verstaan, as hy president raak een dag, dan mag sy nie praat nie, want hy gaan weer hoofd toeneem, en wie nie tronk gaat sit vir 100 jaar toe die afklim. As dis van nonsens praat, hy het self gesê, hy's a dictator, en dis wat dictators doen, dog. Verstaan jy? As los te veel nonsens praat, ons lok hom op. Sit op die tronk. Silence hom. So jy kan nie wat hy man sê is verkeerd. Dis Gayton, dis wat hy sê, en die mense, en dis wat ek sê, always listen wat die mense praat. Wat is hulle policies? Don't just go because he was popular and is a grandstander. Gayton is a great person wat die kleerlinggemeenskap kan opbring, en that's why Fadil Adams wil nie met hom stry nie, because Fadil kan sien ook wat 'n type person dit is. He's capable of uplifting the brown community. Nou ba hoe hy dit doen. Nou ba hoe Fadil dit ook doen, my brother. It's a common goal, common cause. So, hands off Gayton, ons bysa nie. Ons bysa nie. Excited, man. En ek laat wat jy sê, want even content creators, wat ook wel laat gebruik, because nie op bedoen, because soms as daar miskien sous is, en dan word jy genooi om te perform. Sy gaan maar so ja sê, because jy kan sy die bek, verstaan sy. As wie even wil vraag, kyk jy so, word er so aan, vir dag 'n lange baan, kom sing of kom dans, jy so die hefte verstaan. Nou sê hulle maar, jy brood, jy babakam by die so, hulle sê, nee maar, babakam brood, jy is die jy verstaan, so. En sy bek, verstaan. Ek, dis make laugh. Waar ek nou uit. So ja, maar ek laat jy sê, is hy meer, en ek dink, as ek moet praat, ek dink, dis waar die ANC bietjie krap verloor, because hulle sê, met interaction met die mense nie. Hulle moet op eie vlak kom, wat ander mense kom, om social media te raak, en op die grond te kom, because dis waar die mense wen, hulle die battles is op Twitter en op Facebook. En op TikTok. En hy wat ek ook sê van 'n podcast, as ek glo aan, ek gaan weer sê, as jy 'n community het, jy het vaste mense. So hy het, as hy live gaan, hy sê wat dan live, dan as hy live, vol allemaal waar Gayton of wie even gaat door live. En hij is waar jy wen verstaan. En evens ons ook. Sonder ons het ook dink, we are also being influenced by these politicians, my bro. Verstaan jy? Om 'n certain narrative vir hulle ook te push. Of het nou indirect is of direct is. Môre kan jy 'n Gayton meet wat yes, en ons gaan ons minister. Verstaan jy, just a brain man successful. Namaste. En dan is so nou kom ek op die podcast en jy weet jy hoekom push ek nou net Helen Zille so goed die hele tyd. Verstaan jy? So ons word ook influence, and these guys are also gonna come to you lots and say kyk my bro, julle running na podcast, great stuff man. As daai dinge, verstaan jy? En my bro, we moving with the times, my bro, op die einde van die dag. En dis wat jy ook mas met jou eie discretie, you know, om te sê, okay, ja, we move here or we don't move. Because ek glo uit dag, as iemand moet kom van politiek of as hy glo ook om karel van vraag ek so wat kan jy doen verstaan. Ja. So net spice. My president stap in by die male winkel. Hy's 'n eister, hy's 'n hond. My friend, ek dink my friend, ek dink hy gaat sy lakter uit, sê hy 350 vir die kabel sê man, 150 los, toe pak hy man, so jy gaan nie met my president speel die manier. Wat maak jy in 'n mall? Hy het charge gesoek man, die volle pap mo. Maar by ek dink, jy weet wat jy sê, maar ja, nee man,
Ja. Wat lyk soos hy? Maar kan jy ook hier miskien ook 'n campaign wees? En dis die ding wat ek Verstaan jy? Om te wys dat ja, ons president is one with the people. Hy is ook in die mall soos oh, ons stap met alle ons. Afrikaners wat op pad is. Iets soos dit, 'n man is so Conspiracy. Ek verstaan nie bro. 'n Billionaire, let alone president. Nie eens as president, maar 'n billionaire. Ek wil nie shopping nie. Verstaan Ek jy? hy loop koop brood of gaan doen shopping van die maand. Ek glo definitief dit. So dit is as 'n type of campaigning om te sê, oh, daar die mense bly van ons president is daar so, hey, ons yes, my president was by die dinges winkel. Hier so 'n cross vir jou jong. Verstaan jy? Maar daar was 'n Pakistaner of wat was hy? Hy moet 'n winkel elke dag vol van hulle wag my om terug te kom. Hy wou seker by 'n spaza gegaan, maar die spaza is nie meer aan van die Pakistanis is nou alles oor. Also gevat ja. Jy verstaan nie. Maar my vriend so hier is hier hele toe maar besigheid op pad. Seker maar. But hey, my bro, president Cyril Ramaphosa is met 'n harde jong om te hart my barane. Ja. Hy yo, My man was cupcakes. is my bro, nee, is my net bro. Ja. Man was cupcakes. Cyril. En dan is amper soos so julle twee se nou wat jy nie aan die gesprek vroeër. Dit is regte woord. Maar vertel ek vir ons, ek het gesien, ek het kom sê ek nog gepost hierdie kop, ek het ook die maand nog gepost het. Maar ek is baie bly om te sien dat jy deel is van 'n boek, dat jy 'n author is, baie weet jy is 'n author nie, baie weet jy is 'n DJ nie, baie weet jy kan kung fu nie, die vrou doen alles, né? Is die baie. So vertel 'n bietjie oor so 'n boek, sê jy het baie gesnel, né? En sê 'n bietjie meer wat jy praat oor 'n boek. Ons boek, want ons is 'n klomp dames in die boek. Soos Ware of Trust en is gecompile deur Latifa Jacobs. Sy is in Kuils River. Sy is a very experienced author, maar sy het my nou onder haar vlerk gevat. So this is the first edition of many, I hope. So dis die boek waarmee jy besig is om te skryf. Okay. Dis 'n separate thing. So binne in hierdie boek julle is 'n klomp verhale van vroue wat deur the most gegaan het, wat trust gebreek was. En so die boek is actually almal se seer en se healing hoe hulle aan die ander kant uitgekom het. Is 'n goeie read. Ek het gedink vir my marketing wil ek 'n paar stories op my TikTok lees vir die mense net om 'n bietjie agtergrond te gee, maar ek moet eers vir my leeg huil van hier is stories hier binne. Ja, dan voel dit soos horror verhale. Is crazy hoe baie mense deur goed gaan en jy besef nie hoe baie seer is hier nog hier buite nie, you know. So dis 'n deel van 'n healing project en die boek. Ja. En sy het die voorstel gemaak dat ek dieselfde vir die Weskus moet doen. So en as ek nog vra het, jy gesê as baie verhale van vroue of as dit verhale van vroumense. Die meerderheid ja, is vrouens ja. So sal mans ook 'n baat van uit as hulle boek op. Wat sal jy sê as dit Definitely. Want you know, almal se seer is verskillend en met die projek wat ek nog gaan begin, wil ek graag mense ook on board hê om hulle stories te deel. Want ek dink ons doen nie baie highlights of scope gee ons vir mans om of platforms om hulle stories te deel. Een persoon het my ge-DM om te sê wat hy deur gegaan het. Dus ek net, 'n mens moet regtig meer safe spaces kry waar mans die vrymoedigheid het om hulle stories te deel, want mans gaan ook deur abuse. So dis iets wat 'n mens kan stil bly oor of whatever nie. Die realiteit is daar. Jy kry toksiek vrouens. En mas interessant iets in onthaalwe, né? Soos wat se stories is daar en is dit soos 'n byvoorbeeld jy kan evens miskien 'n klein storieetjie aanhaal. Verstaan ek dink jy wil dit 'n secret hou ookie because wat moet maar die mense moet gaan kom net. Soos wat se tipe stories is dit amper soos ja, my man het vir my geslaan en vir my gegooi met die borrels en ek het dit of is dit how is different components soos wat ek gedoen het nê of my stories wat hier binne is toe jou younger self wat jy vir jou younger self sou gesê het. Dit is ook deel van healing om te skryf. Laat dit net uit jou system uitkom. So is 'n variance of different verhale. Hoe moet jy nou by my oopmaak? Per toeval. Ek is op bladsy 108. Ken soos wel as ons nog vergaan soos wou gaan ek sien as ons sê maar nou ons gaan oor sê wel oor 'n jonges jaar weet.
En ek gaan op paragraaf net 2 lees, net paragraaf 2. Kan nie al lees, jy moet die boek op. Say, baby girl, first learn about yourself and take time to heal. All your childhood traumas, he heals the broken hearted and binds up the wounds. So is baie mooi dat jy 'n Bybelversie met wat ek sien, is baie Bybelversies by. Dis vir my belangrik. Kyk, my taak en maak dit is die jong meisies, jong dames wat nog keuses moet maak. Ek glo die Here toegelaat dat ek my journey so moet wandel om vir hulle 'n mentor te wees en te woon. Ek dink ons praat baie met ons meisiekinders wat in hulle 20's is. 20 era is waar jy jouself moet ontdek. Uitvind wie jy is. Saam met jouself journey. So ons doen nie baie daai conversations nie. In jou 20's moet jy nie trou nie. Nie eens as jy voel this is the one nie. Vind eers jouself. Vind uit wie jy is. Vind waar jou seer is. Vind waar goed wat jou laat lag, laat huil. Vind uit wie jy is voor jy enigstens iets anders doen. Wow. Lots. En hierdie, hoeveel jaar oud skiet? 3-4 jaar. 3-4 jaar, nee. Moet ek sê, mas ek is trots op jou, dat jy, nee. Maar wat jy nog net genoem het, man, en jy staan op jou ding, en dis hoekom ek vraag, en ek gaan nou jou sê hoekom, om te sê, as jy nou 20 is, moet nie trou nie. Verstaan jy? En jy los het net daar. Because it lyk vir my, you have understanding and experience and knowledge. Oor die. Verstaan jy? Because baie keer wil ons die goede soft soap lots en sê, en val jy so by ding wat ek sê van interracial dinge. En ons moet begin intentional wees, my bro, met why we say things and why we want to live a certain way. En dis ook my gevra het, wat die type stories is daar, and are you telling us really what happened in my life, and this is why I'm telling you, jy moet dit doen om te try heal, because we need to go straight to the root of evil. Maybe if you want to uplift, ek sê vir myself, lots, ek wil nie meer motivational speakers luister, en lees, en dinge sê my bra. Verstaan jy? Because you can tell me, jy moet dit doen en die doen, and then you become a billionaire. Kom is jy nie 'n billionaire? Verstaan jy? I need to see your journey, footsteps, om te sien, alright, but you're talking out of experience, my bro. Verstaan jy? By man vir my so slak en gedinges, en toe was net en hy sê, ek mag nergens na toe gaan nie. En dis hoe ek uitgekom het. Ek het hy stap gevat en uitgekom en sê, wat, ek kan nie meer, as ek hoe lief vir die man, al manipuleer hy my hoe en dinges, but dis hoe. Then I know you are talking out of experience, you are talking dinges. En ek luister na so'n ding. Verstaan jy? Dis my sê, ek is trots op om te sê, jy sê vir die kinders by te kan, guys, it is irresponsible om te trou op 20 years old, because you still have a life, bra. En sy, en so wat jy sê, en as baie, en sy like, en die goed is altyd sê, even met die ander jong kinders, wat sy gesê daar ook soos, wie sê nou met jou hond, of wat sy woord is gebruik altyd? Be selfish with your hond. Be selfish with your hond, because wie gee nog soke boodskap vir die jong meisies, so sê, precies, bro. Pas jou baar op, moenie net jong kinders kry nie bestaan, niemand sê dit, nie is ouwe sê dit nie over die kinders. Ja. Maar ek doen. Ja, en hy is 'n ding wat ek nog moet bespreek met julle, so via apparaat of so tipe move, wat mens hier gesê het, ek dink aan, ek is besig met dit, maar so via hy off topic paraat, om as dit kom by die youth, wat 'n man kan doen. So ja, so, gaan kry jy 'n boek, waar kan jy 'n boek kry mens nie? By jou moet hulle vir jou, ek weet jy's baie, hulle moet nie vir inbox nie, maar waar kry jy 'n boek? Maar vir nou moet jy met DM as dit oor die boek gaan. Kaas nou ons. As dit nou gebruik is, man. Vir die boek. Tot ons gebrand word deur die local bookstores. So vir nou is dit directly by Latifa of by my. Ek dink as jy 'n gift soek vir jou jonger meisiekind, begin dis so. As jy iets soek om vir jou meisiekind te gee, begin daar so man, no? So dis dit, guys. Goeie eerste episode van die jaar. Hy's van die vloer af. Baie belangrik. Eerste episode is daar. Sien baie uit na die jaar. Wat is julle verwagting? Ek wil sê wat julle planne is. Wat is julle verwagtinge vir hierdie jaar voorkraam maak? Noem nie sê wat julle planne is, because hoe 'n man ding sê en al dit. Ja, wat is julle verwagtinge? Wat verwag julle van hierdie jaar? Van 20
26. Ons moes vir ISO Speed Club ontmoet het en toe gaan ons sien. Ja, maar die way die mannen gefloppen daar is maar bitter ooit weer opleid. Maar als je speak op alleen maar, oké, ik wil het niet. Die mensen alsof een ISO hier gaat. Ja. Weet. Maar die mannen komt erin, want hij man gaat op. Shame, nee. Maar ik zou zeggen, hè, bij wat op je volging, ze liever deze zo niet. Die personality, dat is weer is. Dat Zo is nou weer is, ze, ja. kijk hoe zij, dat is hoe je is. Zij doen dat in Amerika, zij doen het met die andere celebrities, zij doen het. Maar ons ken niet dat die. En weer eens, terug naar het topic toe. Ons zoek maar de reden om elkaar af te drukken. Ook terug naar het beraad, achter die man gaat nou, maak ons een lap post van het beraad, wat nou op zichzelf embarrassed. Ons zoeken een reden, we staan maar alle beseffen, ja, als je zo een big deal man, relax. Dus maar wie als je speak is, maar ons zoeken een reden gewoon jouw babbel te baks. Ja, locally, wat ons met John tegen doen het, ik is nou nog heel erg trouwen. Ons wacht. Ja, met zo'n duw, ja, dat is maar die man zijn song, hoe die man aantrekt, zo ons wacht van om op babbel te baks. Net voor één ding is het, dan komt alles. Het gaat over reality. Het moet gaan over reality. Van het reality was een man geweest. Maar die andere mensen praten met de song in wat die man is. Man zijn haren, waar was dat man? Ik luister gisteren iets wat iemand zei, Lots, en het past mooi bij jou dan wat je zei. Bij mensen, they want to see you fail, maar dat weet je maar even zeggen. They're just waiting for that. They say with your actions, maar shout out Shoprite mensen, want allemaal het gezien, jullie moet help die man daar. En ik zeg, ons zal ieder zeker weer een conversation. Ik denk dat Jojo bij een mooie video gaat doen. Nee, ja, well done. Ja, want we have to mee, bra. Verstaan ze? Want anders gaan ons maar ons culture en ons mensen naar dat. Ik zou zeggen, kom mee, bra. Die jaren is een jaar van nader aan goed beweeg in redelijk culture-wise in elkaar, in tip in elkaar. Protect elkaar, vooral, joh. Dat is al wat man moet doen, man. Maar ja, zo wat jullie verwachten, of verwachten het goede goed? Verwachten ons net dingen gaan gebeuren? Maar iemand zeggen op dit, man. Joh, de conspiracy theorist in mij. Hij zegt dat ik klaar ben in elkaar, man. Maar weet je, die Russian en Chinese owns het getok in Simon's Town. Ja. Wat is jullie thoughts? Nee. Wat is jullie thoughts? Alle van de dingen gesteel. Nee. Weet je guys, nee, ga niet meer. Hey, Lee. Soms om een gewone mens te wees in weg te bewegen, om net te doen, niet zijn elkaar in, wees net als bij je beter, because als jij gaan met elkaar wat je beter gaan. We gaan van een school. True. Maar ik hoop voor ons, ik denk ooit ons jaar bij je goed geëindigd. Ik denk het december maand bij je goed voor de podcast, ons bij je goed gaat doen. Ik moet zeggen, bij je blessings te krijgen op een van de jaar en het bij je. Mooi joh, dat is amazing. Ons jaar bij je goed geëindigd, zo ik hoop voor ieder jaar, als er enige obstacles komen, dat ons het gaan overkomen. Dat is al wat ik wil. Succes komt automatisch als ons dik inzet in hard werken. Gaan succes komen. Maar van mij dingen is, dat even obstacle gaan wezen, dat ons het overkomt. En dat ons maar net het hele tijd, dat is al wat ik wil. Wat ik verwacht van ieder jaar. Because wij, als je alsof een man, zoals jij zei, ons is nog groot. Als je alsof ons die dingen gaan dus jonger was. Een man is niet zo, allemaal zijn laatste was slecht geweest. Maar als we met nog een jaar van dingen dier maken, als je dat die vorige jaren daarvan was, is maar deel van die woke system, joh, was het slecht jaar, was je slecht jaar of is laatste. Zijn de dingen die gaan, is het overkomen. Het was niet de revelation. Ja, zo een van die jaren zijn weer voel, toen was het slecht, was je slecht jaar, maar zijn die dingen gaan en je overkomen, guys. En ons is nog hier. Ja, man. Zo, als maar allemaal, let's overkomen, wat op ons pad komt, in ons druk dier. Ja, succes is dat. So episode 63 van die Vermakend Praat podcast. My New Year's Revolution is dat ons hierdie jaar 100 episode gaan maken. Ons gaan het maken. 100 episodes. Yes. Ik weet niet waar ze episode als ik maar episode moet ik in de last schieten. Nou, ik ga een mijlpaal wees. So ja, guys, hè. Episode 63 van die Vermakend Praat podcast. Jullie weet waar ons te krijgen. YouTube, Facebook en TikTok. Ons is terug, ons is een beetje op een, niet op break geweest, maar ja, ons is zo. Op een ghost loop. Oh ja, ghost loop. Yes. So yes, see you. Ja.